En ons is hierdie week in week 2 van ons reeks oor die oorlog. En ons almal ervaar die weerstand. Almal van ons ervaar ietsie van die stryd en die teenstand, die oorlog. Maar die vraag wat ek vanoggend wil beantwoord is, waar kom die teenstand vandaan? Wie is nou eintlik die vyand teen wie ons so veg? Die vraag wat ek wil beantwoord is, teen wie skram ons? Nou die maklike antwoord is natuurlik, ons veg teen die duiwel, die vyand. Dis hy wat steel, slag en verwoes. Dis hy wat die leenaar is, hy is die bogger, hy is die vlieg in die salf, en dit is hy teen wie ons veg. En deels is dit waar, want die Bybel bevestig dit. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons stryd, wat ons stry, die geveg waarin ons is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Maar ek wil vanoggend, terwyl ons dink aan ons vyand en wie dit is wat ons so teenstaan, wil ek vir jou sê, daar is ook ietsie meer aan hierdie stryd as net dit. Die stryd is beslis teen die duiwel, die slang van ouds, die vyand. Maar die stryd wat ek en jy stry, is ook teen die sonde. En ek wil dit vir jou wys. In Hebreërs 12, vers 4 staan daar, julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En daar het ek en jy dit, vriende. Terwyl ons baie bewus is van die oorlog, terwyl ons baie bewus is van die teenstand om ons, weet ons dat ons enigste vyand is nie die duiwel nie, ons vyand is ook die sonde. Want jy sien, dit is deur die sonde dat die duiwel sy verwoestende, vernietigende sin in ons lewens kry. Die loon van die sonde is die dood. En die vyand is net soveel soos wat dit die duiwel is die vyand ook die sonde. Want dit is deur die sonde wat die vyand sy sin kry. Ons lewens vernietig, ons lewens verwoes. Dis deur die sonde wat die dood ingekom het. En daarom is die vyand alleen nie ons vyand nie, maar die sonde is ook ons vyand. Ons staan dit teen, ons veg daarteen, want die sonde lei na die dood. Geen sonde nie, geen verwoesting nie. Geen sonde nie, geen dood nie. So in hierdie oorlog, fight ons teen die vyand, fight ons teen die duiwel, maar ons fight ook teen die sonde. En daai sonde is ons eie vlees. Dis daai begeertes wat ek en jy het, wat lynreg staan teen die wil van God, sy planne en sy drome, en wat hy van ons vra, en wat hy vir ons leer. Die sonde is ook in die wêreld. Dis in daai kultuur en in daai lewensuitkyk wat gekant is teen die planne en die drome van God. So wat ons vir mekaar kan sê, is ons kan die vyand waarteen ons stry op 3 maniere beskryf. Die vyand is die duiwel, die vlees en die wêreld. En as ek en jy daai 3 ware vyande kan oorwin, dan stap ons in oorwinning. Want in hierdie fight, in hierdie oorlog waarin ek en jy stap, is dit ons ongehoorsaamheid wat ons seermaak. Die veldhospitaal van die geesoorlog lê vol slagoffers wat seer gekry het deur die sonde. Dis deur die sonde wat die duiwel se vernietigende plan sy sin kry en tot uitvoer kom. Maar dit is Jesus wat oorwin. En is Jesus wat red, en is Jesus wat lewe gee, en wat genees, maar dit is in die ongehoorsaamheid, wat die vyand sy sin kry. Dis in die ongehoorsaamheid, wat die vyand die stryd wen. Kom ek wys jou, waarvan ek praat. Ons gaan 'n stukkie skrif lees, dis 10 versies, na mekaar. Soos 'n langerige gedeeltetjie. Moenie bekommerd wees oor 'n oordosering nie, dis 'n goeie manier om te gaan. As jy nou 'n oordosering van Bybel kry en jy maak dit dalk nie, moenie bekommerd wees nie. As jy die parelblinkende hekke tegemoet gaan as gevolg van 'n oordosering aan skrif, dink ek jy's op 'n goeie wicket. Efesiërs 2. Julle was dood.
En dis 'n sombere punt om op te begin. Julle was dood. As ons vir mekaar sê, jy's in 'n oorlog, moet ons vir mekaar sê, dis basies die slegste ding wat jy kan wees. Dis dood. Kan nie veel slegter gaan met jou oorlog as dit nie. Kan nie veel erger gaan met jou oorlog as daai nie. Julle was dood. Maar soos my skoonma altyd sê, dood het 'n oorsaak. En hy gaan nou die oorsaak van die dood met ons deel. Hy sê, julle was dood en dood het sy oorsaak as gevolg van julle oortredings en julle sonde, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. En ek omkring hom vir jou sodat jy moet sien dat die vyand is nie net die duiwel nie. Die vyand is nie net die vyand nie. Die vyand is ook hierdie sondige wêreld. Dit wat ek en jy teenstaan en dit wat my en jou weerstaan is ook die sondige wêreld. En julle het julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. En daar het jy die tweede gedeelte wat teen ons stoei en veg. Die onsigbare magte. En dan gaan hy verder, hy sê die gees wat daar nou in die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Hoe lyk verloor in hierdie stryd? Ongehoorsaamheid is verloor in hierdie stryd. Ongehoorsaamheid is die plek waar die duiwel sy sin kry. Ongehoorsaamheid is die plek waar verwoesting en vernietiging op jou wag. Maar die vyand is so mooi beskryf hier. Hy sê ons veg teen hierdie sondige wêreld, hierdie onsigbare magte, en hy gaan 'n bietjie verder in vers 3, dan sê hy, so het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en ons het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het, en daar is die derde element van die vyand, waarteen ek en jy stry. Dis daai liste. Bietjie gevaarlik in 'n gemengde gesprek, maar lus is nie 'n man se maat nie. Die vlees is die vyand. En is hy wat ons baie keer lei na die sonde. Dis die begeertes van die vlees, dat wanneer hulle bevrug word, bring dit die sonde voort, en wanneer die sonde groot geword het, bring dit die dood voort. So waarteen stry ek en jy? Waarteen veg ek en jy? Volgens Paulus in Efesiërs 2, veg ons teen die sondige wêreld. Ons veg teen die bose magte in die lig. En ons veg teen die begeertes van ons vlees, wat gekant is teen dit wat God vir ons wil hê, wat hy vir ons droom en wat hy vir ons wil bring. Dis ons geveg. En ons het gedoen wat ook al die liste ons gelei het om te doen. Vanweë ons sondige natuur, die vlees, sou ons net soos ander mense deur God gestraf moes word. Maar God, en dit is van my gunsteling versies in die Bybel, die But God versies. En as jy die Bybel lees, dan moet jy ommyn vir hierdie goedjies. Want die Bybel is propvol, stampvol goeie nuus, maar hy begin altyd by slegte nuus. En die pivotpunt is daar waar hy sê, maar God, maar wag, maar God, but God. En hier in vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En as jy nou 'n versie op jou spieël wil plak om na te kyk elke oggend as jy jou tande borsel, vat sommer daai een. Efesiërs 2 vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Wat doen dit in jou hart vanoggend om net weer te hoor dat God het jou innig lief? Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe wat God gee. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is
In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En nou wil ek jou uitnooi om na die oorlog waarin ek en jy leef te kyk deur daai lens. Ek wil jou uitnooi om na die oorlog te kyk wat Paulus in die eerste paar versies so mooi beskryf het en hoe hy die oplossing, die oorwinning en die lewe kom bring. Hy sê, julle is inderdaad gered. Julle is inderdaad vrygemaak. Deur genade, deur geloof. Ons bekering na God toe, dis wat ons vry gemaak het. En so rukkie terug, toe kom daar so oulike videoetjie. Ek sit met 'n bietjie van 'n verslawing, in alle eerlikheid. Ek kyk 'n bietjie, baie videoetjies. Maar gelukkig het die algoritme nou al geleer, ek is 'n kerkmens. So hy wys vir my baie kerkvideoetjies. En 'n rukkie terug, toe kyk ek hierdie videoetjie. Terwyl ek hierdie videoetjie kyk, toe besef ek, as jy wil weet hoe die geesoorlog lyk, so lyk die geesoorlog. Kan jy sien wat daar gebeur? Hier is hierdie arme, onskuldige bok. En hy slang verstrengel vir hom. En dan kom daar 'n goeie herder. En die goeie herder kom vang die slang, disempower die slang, kry die slang, vat die slang weg en red die arme skapie. En baie keer wanneer ek en jy dink en praat oor die oorlog, dan het ons amper die gedagte dat dit hand-to-hand combat is met die vyand. Ons het amper die gedagte dat ons die vyand met ons kaal vuiste moet aanvat en in die gesig moet boks. Maar die waarheid is hierdie dat ek en jy het 'n redder wat die vyand in die gesig geboks het. Die waarheid is, Jesus is die een wat ons kom vrymaak. En as jy vandag soek na 'n mooi prentjie van hoe die geesoorlog lyk, so lyk die geesoorlog. Die geesoorlog lyk, Here, ek het U nodig. Die geesoorlog lyk, Here, ek is verlore. Die geesoorlog lyk, Here, ek het 'n redder nodig. Kom help my, kom haal my, kom soek my, kom vang my. Here, kom red my. Nou is geen mooier prentjie van hoe die geesoorlog lyk nie. Die geesoorlog is wanneer ek en jy afdwaal en verstrengel word deur die vyand, deur die vlees en deur die wêreld. En daar is net een plek uit daardie verstrengeling met die vyand, die vlees en die wêreld. En dit is wanneer Jesus ons kom red. Uit sy genadige offer aan die kruis. Die bloed wat gevloei het om ons vry te maak en vir ons die oorwinning te bring. Deur ons geloof in dit. En ons bekering tot. En dan 'n lewe gewy aan hom in gehoorsaamheid. Daar het jy die volle prentjie van hoe oorwinning van ons ware vyand lyk. Die gospel is ons oorwinning. Redding is waarna ek en jy uitsien. Uit genade, deur geloof, in bekering tot en 'n lewe in gehoorsaamheid gewy aan hom. Dit is die evangelie. Dit is wat ons vrymaak. Dit is wat ons red. Wat sê Paulus? In Romeine 1 vers 16. Hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die krag van God tot redding. Die vraag kan wees, redding van wat? Dit is redding van die sonde, en dit is redding van die wêreld, en dit is redding uit die kloue van die vyand. Daarom sê Petrus, in die heel eerste gospelpreek nog ooit, in Handelinge 2, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. In die naam van Jesus Christus en God sal julle sonde vergewe. Julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep, met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle
red. En hierin is ons oorwinning. Jesus is die een wat red. Daarom bekeer jou en volg hom. Daarom bekeer jou en laat jou doop. Stap saam met hom, want daar is 'n vyand en daar is 'n slang en 'n skapie is geen match vir 'n slang nie. Jy weet nooit wanneer die slang weer uitkom nie. Jy weet nooit wanneer die slang jou weer wil verstrengel nie. Hy het allerhande slinkse plannetjies wat hy al inoefen oor die laaste 6000 jaar. Jy weet nooit wanneer hy weer kom nie, maar waar jy veilig is by die herder. Waar jy lewe vind, is in gehoorsaamheid aan hom. Waar jy lewe het, is naby aan hom. So die volle oorwinning is as gevolg van sy genade, is deur geloof. Dis in my bekering, my na hom draai, my agtervolg van wie hy is, my agting van sy woord, my gehoorsaamheid daaraan. En hoe sê Jakobus? My onderworpenheid daaraan. Want die waarheid is, God gee sy genade aan die nederige, maar die hoogmoedige weerstaan hy. En dit is nog altyd die boodskap. Dit is nog altyd waar oorwinning vir ons wag. Roep uit vir redding. Vra die Here vir hulp. En die een ding wat jou uit hulp vra uithou is trots. Want ek dink ek kan self. En ek dink ek sal plan maak. En ek dink nou gaan ek die vyand vat. Nou, duiwel, hier is die lyn. Nou sit ek jy. Nou sit hand-to-hand combat. Maar dit is nie waar jou redding lê nie. Jou redding lê in die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige hardloop daarin en hy is veilig. Jou redding lê in 'n goeie herder wat baie barmhartig is en wat jou diep lief het, innig lief het en wat jou kom red. Wat jou kom haal. So in nederigheid. Roep uit vir hulp. In nederigheid roep uit vir genesing. As jy voel die stryd woed, as jy voel die wind is van voor, as jy voel die battle is real, as jy voel die oorlog oorweldig jou, maak jouself nederig, bring jouself laag in en vra vir die herder, kom help my. Kom help my. Kom red my. Roep uit vir bevryding, roep uit vir redding, roep uit vir voorsiening, of wat ook al dit mag wees wat jy vir oggend nodig het, want nederigheid ontsluit genade. Uitskree vir hulp, bring hulp, klop, vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind, vra en vir jou sal gegee word, maar ploeter aan in jou eie krag, al wat ons kan sê, is maar nie te veel verwag nie. Al wat ons kan sê, sterkte, sterkte, roep uit dat die Here jou gaan red en genade begin die proses van oorwinning vir jou. Genade begin die proses van die oorwinning oor die vyand, oor die vlees en oor die wêreld. En ek en jy is eers vry wanneer ons die oorlog in al drie hierdie terreine begin oorwin. Redding is uit sy offer, deur sy genade, ons geloof daarin, ons bekering tot en ons lewe in gehoorsaamheid saam met hom. Ons mal oor Kolossense. Kolossense, die hele boek pak die kruisiging en die krag en die effek daarvan so mooi uit. Kolossense 1. Niks meer waardevol wat uit my mond uit kan kom as dit wat hier geskryf staan nie. My kommentaar is leeg in vergelyking met wat Paulus hier sê. Hy sê hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van die seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Hy sê
waar is ons oorwinning? Wie het ons uit die hand van die duisternis, in die mag van die duisternis weggeruk? God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk. En hy het ons kom plaas onder die heerskappy van die Seun wat hy lief het. Hy het ons kom plaas onder die heerskappy van Jesus. En die waarheid van hierdie stukkie skrif is die volgende, dat daar is net een van twee plekke vir jou en vir my om te bly. Dis of onder die mag van die duisternis, of dis onder die heerskappy van Jesus. Daar's geen ander plek om te wees nie. Daar's geen ander plek om te bly nie. Jy is of nog onder die mag van duisternis, of jy is onder die heerskappy van Jesus. Daar is net daai twee opsies. Dis al wat daar is, want dit is net deur die Seun wat ons die verlossing verkry. Die vergewing van ons sondes en die redding wat ons so begeer. So vriende, hier is die punt van vanoggend se boodskap. Terwyl ek voorberei, luister ek verskriklik baie preke. En ek luister na wat ander ouens dink en ek lees artikels wat ander ouens sê rondom die geesoorlog en rondom hoe die geesoorlog werk. En daar's baie antwoorde daar buite. Daar's baie ouens wat vir jou sê, hier's hoe vryheid werk, hier's hoe bevryding werk, hier's hoe jy die geesoorlog aanvat. Maar wat ek vandag vir jou wil sê, enige belofte van vryheid of oorwinning of lewe wat nie jou persoonlike bekering weg van jouself en na die heerskappy van Jesus insluit nie, is nie die evangelie nie, en daarom kan dit jou nie red nie. Daar is vir ons redding op net een plek. Dis die waarheid van die kruis en van wat Jesus gedoen het. Dis sy genade oor ons. Ons geloof daarin. 'n bekering wat sê, ek draai weg van my eie krag, ek draai weg van wat ek kan vermag, ek draai weg en ek draai na hom toe. Dis die evangelie. En ek leef myself onderwerp aan hom. En ek leef myself in gehoorsaamheid voor hom. Of hoe sê die Bybel, ek leef myself gewy aan hom. En daar is vryheid. Daar is lewe. En as enige iemand vryheid of lewe of oorwinning beloof los van daai bekering, moet jy weet, dis 'n leuen. Moet jy weet, dis 'n valsheid. As iemand die idee het dat hy vir jou 'n kort pad het tot geestelike oorwinning, as iemand reken dat 'n saadjie wat jy saai en 'n gebedjie wat hy bid, gaan jou skielik vrymaak, moet jy weet, dis 'n leuen. Want enige belofte vir vryheid en vir lewe en vir oorwinning, wat nie jou persoonlike bekering wegdraai van jouself en terugdraai na Jesus insluit nie, is 'n leebelofte. Daar is net vryheid. Daar is net lewe. Hoe sê, is dit Handelinge 4, praat van bekeer jou dan, sodat die tye van verkoeking kan kom. Daar is net verkoeking op een plek, dis by Jesus, en is op die rugkant van 'n bekering. Dis op die rugkant van 'n Here, ek wil U volg. Here, ek wil U dien. Die belofte en die boodskap van God oor al die eeue het nog nooit verander nie. Die belofte en die boodskap van God is, jy is myne, ek het jou lief, kom volg my en jy sal lewe. Kom na my toe, hoor my, leef saam met my, gehoorsaam my. En ek kan hom vir jou gaan uithaal, reg van die Ou Testament af, en ons kan hom deurbring reg tot die Nuwe Testament, Ou Verbond, Nuwe Verbond. Ons God is dieselfde vandag, môre en altyd, en hy is die goeie herder wat gekom het om ons te red, en sy belofte klink nog altyd so. Laaste versie, Monja, dan sluit ons af. Vers 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray
and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. En dit, vriende, is waar ons oorwinning lê. Dis 'n beskrywing van wie die vyand is en hoe hy ons kan verstrengel en hoe ek en jy uit daai greep kan uitkom. Ek bring myself in nederigheid voor die Here. Ek draai weg van my eie krag, my eie pogings. Ek sit my volle vertroue in hom en hy red my. Hy genees my. Ouens, as hard werk en hard fight en goeie reëls jou vryheid kon bewerk, dan het Jesus verniet gesterf. Jesus het net gesterf omdat ons nie hierdie geveg op ons eie kan veg nie. Dis hoekom hy gesterf het. En as enige mens reg oor die geskiedenis enigstens die vermoë gehad het om die fight te wen, die oorlog uit te stap in oorwinning, sou Jesus nie gekom het nie. Maar Jesus het gekom, want ek en jy het hom nodig. Jesus het gekom, want die geestelike oorlog is nie my bravade, en my harde stem, en my gegil en skree op die vyand nie. Die geestelike oorlog is die evangelie wat sê, uit sy genade het hy my kom haal. Uit sy genade het hy my kom red. En wanneer ek dit hoor, verenig dit in my hart met geloof, dit veroorsaak by my 'n bekering. Dit veroorsaak by my 'n Jesus, ek draai na U toe, ek volg U, ek onderwerp myself aan U. Want die waarheid is, daar's ook 'n plek in hierdie oorlog, waar die goeie Vader, wat jou lief het, ook deel word van jou teenstand. En hy sê dit, en ons spreek dit nie baie nie, want dit is 'n hard sel, maar die waarheid is, die koning van die heelal sê, as jy in trots is, dan weerstaan ek jou. Ek word jou vyand. Ek bring die wind van voor. Ek bring die teenstand, want jy weet mos, want jy's mos sterk, want jy kan mos in jouself. En dan bring hy so bietjie die teenstand. Hy sê, ek weerstaan jou. En dit is 'n hartseer dag, vriende. Dit is 'n hartseer dag as die koning van die heelal besluit, ek staan jou teen. Jy moet nie dink jy skuif hom nie. Jy moet nie dink jy stoot hom nie. Dit is 'n hartseer dag as die koning van die heelal besluit, nou staan ek jou teen. Nou move jy nie. Maar hy sê ook, en dis die mooi, en dis wat ek glo oor elkeen van julle. Maar as jy nederig is, dan gee hy genade. Wanneer jy wys genoeg is om uit te roep vir hulp en vir redding, dan antwoord hy. Wanneer jy slim genoeg is om te besef, ek het dit nie alles in myself nie, maar U het, dan skielik, dan voel jy die wind van agter. Dan voel jy die wind in jou seile. En dan sê Jakobus, wat maak die vyand? Die vyand vlug van jou af weg, want hy besef, jy het die wind van agter. Jy het 'n bekering ondergaan. Jy mik in die regte rigting en die momentum is in die goeie rigting. Die momentum is nader aan die Here en selfs die vyand besef, teen gaan ek jou nie kan staan nie. En hy vlug weg. So ek wil vandag net soos Petrus 'n beroep op jou doen. Laat jou red. Moenie jouself probeer red nie. Moenie die reëls en die wette en die wat ook al dit mag wees nie. Moenie die stories koop wat vryheid beloof los van bekering nie. Moenie die stories koop van die regte ou wat die regte gebed bid op die regte manier en skielik is jy vry nie. Daar is vryheid te vind op net een plek. Jesus, U is die koning. Ek onderwerp myself aan U, ek behoort aan U. U is my herder en U is die een wat die feesmaal voorberei. U is die een na wie ek kyk en sê, selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, die donker dieptes, sal ek geen onheil vrees nie. Geen onheil vrees nie. Omdat ek skielik sterker geword het as die onheil,
Nee, omdat daar 'n goeie herder is, wat sy oog op my het. En as hy die slang sien inkom, dan kom haal hy die slang. En as hy die slang sien verstrengel, dan kom vat hy die slang. Wees eerlik voor die Here. Wees nederig voor hom. Vra hom om jou te help. Vra hom om jou te red. En as jy bediening nodig het vir oggend, as jy in 'n spesifieke area voel, ek struggle. Ek kom nie vry nie, ek is in hierdie verslawing, ek kom nie uit dit uit nie. Of wat dit ook al mag wees, as dit seksuele staf is, en of dit verhoudinge is, wat ook al dit mag wees, wees net eerlik en laat jouself red. Ons oorlog het 3 dele. Dis die vyand en sy magte. Dis die vlees wat ons verlei. En dis die wêreld wat ons aan mekaar wil oortuig dat iets anders belangriker is as die Here. En ons gaan net vry wees as ons al 3 die battlegrounds op die grond kry. En dis in redding. Mag dit vir jou so wees. As jy vanoggend gebed nodig het, kom asseblief vorentoe. Jannie, Ulna, ek, Maddie, JP, hier's baie mense, die Hutters, die De Toys, baie mense wat graag saam met jou sal wil bid. Hey, ek besef nou, De Toy is 'n goeie van om mee te werk, jy kry 2 vleie met 1 klap. Maar hier's mense wat saam met jou wil bid. Hier's mense wat jou wil bedien. Hier's mense wat jou wil lei na daai plek toe waar Jesus sy redding oor jou bring. Waar ek en jy besef, Here, ek kan nie meer nie. Hoekom red die Here altyd op die laaste nippertjie? Want dit is gewoonlik daar wat ons oorgee. Ouens, mag ons die mense wees wat nie wag vir die laaste nippertjie voor ons oorgee nie. Ek is 'n sissie, ek gee gou oor. Ek gee sommer lekker gou oor. Here, ek kan nie meer nie, help my. Jesus, en dan help hy my. En dan gaan dit met my veel beter. Moenie blood scarred by die poorte van die hemel aankom nie. Here, help my, sommer nou. Sommer nou. Okay, kom ek bid vir julle. Vader, ons sê vir U dankie vir U goedheid. Sê vir U dankie vir U liefde en vir U genade, Here. Sê vir U dankie, Here, dat terwyl ek praat, Here, ken U elke individu in hierdie saal persoonlik, Here. Ken U sy situasie, sy omstandighede. Here, die uitdaging, die gestoei, Here, U ken dit, Vader. En ek dank U, Here, dat ons vanoggend in nederigheid na U toe kan kom. Ons dank U, Here, dat ons kan kom bid, net soos wat U woord ons leer om te bid, Here. Ons dank U dat ons kan kom vra, Here, dat U ons sal vrymaak. Ons dank U dat ons kan kom vra, Here, dat U ons sal help. Ons dank U dat ons kan kom vra, dat U ons sal red, Here. En ons dank U, Here, dat U woord sê, dat die wat op U vertrou sal nie teleurgesteld staan nie. Die wat uitroep na U word gehelp, die wat klop, vir hulle word oopgemaak, die wat vra, vir hulle word geantwoord, Here, dis wat U woord beloof, Here, en soos wat ons vanoggend, Here, ons tekortkominge en ons stryd voor U bring, Here, dank ek U dat ons ontmoet word met U genade, Here, op grond van ons nederigheid, om te kan erken, Here, ons het U nodig, bring U redding in Jesus naam, amen, amen, amen.